Môre, ek hoop jy het 'n lekker week gehad. Wys gou vir my, was jou week sharp, nie so lekker nie, of sommer net sleg gewees? Ek het 'n lekker week gehad. En ek gaan nou 'n bietjie van julle deel van hoekom my week so lekker was. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Papa God, dankie vir u liefde. Dankie dat u groot is, dankie dat u goed is en dankie dat u ons elke dag in u hand vashou. Amen. Ek wonder of julle kan onthou waaroor het ons verlede Sondag gesels. Ja, ons het oor Hemelvaart gesels. Nou kan julle onthou, in die vakansie het ons Paasfees gevier, waar ons gevier het dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het en ons vrygemaak het van ons sondes, waar hy opgestaan het, waar God hom weer lewendig gemaak het, en toe het ons geleer van hoe hy aan sy disippels en verskeie mense verskyn het. En die laaste keer wat hy aan hulle verskyn het, was op 'n berg in Galilea gewees. En toe hulle hom sien, het hulle voor hom neergeval en hom aanbid. En toe het hy vir hulle gesê, vrede vir julle, en toe het hy vir hulle die groot opdrag gegee. En ek wonder of julle kan onthou, wat is die groot opdrag? Ja, die groot opdrag is om die wêreld in te gaan en die wêreld van Jesus te vertel. Ek weet nie van julle nie, maar as ek een van daai disippels was, sou ek nogal bang gewees het. Want dis nie verniet die groot opdrag nie. En hulle het al geweet, daar's mense wat hulle eintlik in die tronk wil gooi en selfs wil doodmaak, omdat hulle vir die wêreld van Jesus wil vertel. En so ek dink hulle was bietjie bang geweest. Maar in die groot opdrag, in Matteus 28, dan lees ons, nadat Jesus vir hulle die groot opdrag gegee het, dan sê hy vir hulle, en ek sal by julle wees, tot aan die volëinding van die wêreld. En dan volgende oomblik, dan sien hulle hoe Jesus in die hemel opvaar. Ek wonder nogal hoe baie van hulle gevoel gesê, maar Jesus het nou net gesê, hy gaan by ons wees, en nou vaar hy op hemel toe, en nou is hy nie by ons nie. Maar Jesus het vir hulle belofte gegee toe hy op aarde was, en ek wonder of julle weet wat sy belofte. Ja, hy het vir hulle sy Heilige Gees beloof, die Heilige Gees beloof, wat vir hulle 'n helper sou wees. En in Handelinge 1 vers 8 lees ons, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Julle sal vir die wêreld van my vertel. So Jesus het vir hulle beloof, ek gaan deur my Heilige Gees by julle wees, deur die Heilige Gees by julle wees. En die Heilige Gees gaan julle help om hierdie groot opdrag uit te voer. En dan so 10 dae nadat Jesus in die hemel opgevaar het, is die disippels bymekaar saam met 'n klomp ander mense besig om te bid. En dan lees ons in Handelinge 2 hoe die gebou waar binne hulle was begin skud het. En daar ewe skielik iets soos 4 tonge afgekom het en op hulle neergedaal het. En hoe hulle dan in ander tale begin praat het. En die mense kon hulle verstaan. En hulle het begin om kragtdade vir die mense van Jesus te vertel. En die mense van Jesus te leer. Dit was so kragtadig, dat daai dag amper 3000 mense vir die Here leer ken het. En as kinders van God, het die Here beloof, dat ek en jy ook die Heilige Gees het. So ons het ook die helper, wat vir my en jou, as kinders van God help, om vir mense van hom te vertel. So ek en jy, nie ons kan nie, ons moet ook deel wees vir die groot opdrag, en vir ons maats by die skool, by die huis, by die kerk, van Jesus te vertel. Kom ons maak ons oë toe. Papa God, dankie dat U vir ons die Heilige Gees gegee het, om elke dag by ons te wees. En dankie dat die Heilige Gees ons helper het, en ons help, om U groot opdrag uit te voer.
Ons loof en prys U, want U is groot en U is goed. Amen. Ek wil jou uitdaag om in hierdie week, as jy bang is om iemand vir Jesus te vertel, kan jy net jou oë toemaak. Jy kan sommer net so met jou oop toe staan en net vra, Heilige Gees, help my, kom gee my die krag om vir my maatjie, vir my pel, van Jesus te vertel, van God te vertel. En weet jy wat? Dan begin jy net praat. En jy sal ervaar hoe die Heilige Gees jou help, want hy is in jou. Dit was so lekker om saam met julle te kuier, en ek wil jou uitnooi, kom kuier volgende week 9:00 saam met ons in ons Kruiskies Village. Lief vir julle.